In die nuus vanaand, die waarnemende minister van polisie word deur inwoners van Westbury uitgejou. Kleinskaalse vissers kan weer in die lynvissektor vang. Goeienaand en welkom by die nuus. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê hulle het die verdagtes geïdentifiseer wat verbind word met Woensdag aand se massa-skietvoorval in Westbury in Johannesburg. 2 mense is tydens die skietery dood en 3 ander is beseer, insluitend 'n 15 maande oue baba. Die skietvoorval hou glo verband met bendegeweld in die woonbuurt. Gemoedere het hoog geloop toe Feroz Kachalia die bendegetuisterde gemeenskap besoek het. Kachalia is uitgejou omdat hy net die beseerde slagoffers in die hospitaal besoek het en nie die gesinne van die oorledenes nie. 'n Plaaslike raadslid het hom gekonfronteer buite die Safari-town polisiestasie waar hy met bestuurshoofde ontmoet het. We said that we are bringing in the army. Where's the army? When is the army coming? This cannot be the order of the day that the minister come here for five minutes. Ward 82 is my ward. So Firetown Police Station is my ward. Die skietvoorval het skokgolwe deur die gemeenskap gestuur wat op die hoek van Laersput en Jacaranda Court plaasgevind het. Die verdagtes het op die slagoffers losgebrand voordat hulle van die toneel gevlug het. Kachalia sê, bendegeweld in Westbury en omliggende gebiede is in die gemeenskap weerkans. Hy sê dwelmbase werf werklose en jong mense. What we need is an all-government approach. We can't just rely on law enforcement. And it's very clear in the areas that are affected by gangs. Die Gautengse polisie sê die inhegtenisneming behoort binnekort te volg. For now, the suspects have been identified. We are appealing to the community to assist us to ensure that those suspects are captured. Secondly, those suspects where they are, they can run, they can hide. What we want to urge them to do, they must come and hand themselves over. Hoewel Kachalia die gemeenskap verseker het dat die ontplooiing van die weermag binnekort sal plaasvind, leef inwoners in Westbury en omliggende woonbuurte steeds in vrees. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die stad het misluk weens korrupsie, onbevoegdheid en jare se politieke chaos. Sy het gepraat by die bekendstelling van haar burgemeesterskandidaat manifest in die Johannesburg se stadsaal. Die plaaslike regeringsverkiesings vind later vanjaar of vroeg aanstaande jaar plaas. Zille het aan DA-ondersteuners gesê die stad val uitmekaar omdat die veelpartyregering nie omgee nie. What else could it be? To deliver reliable, clean water and a steady electricity supply. The people of Joburg pay for these services, but they often don't get them. We will stop stealing that is going on in the city right now. We will stop the stealing and the wasting of public money. We will ring-fence the revenue that residents pay for essential services so that the money is used to fix and maintain those services. And we will partner with the private sector to invest in infrastructure to keep this city running. Money collected for water must fix water. Money collected for electricity must fix electricity, not fund the ANC's friends and families and blue lights and Johnny Walker Blue. The only good blue thing in Johannesburg is the DA. That is the blue that will fix Joburg. Our second pledge is roads that work. President Cyril Ramaphosa sal vanaand tydens 'n private diens hulde bring aan die ontslape burgerregte aktivis en Amerikaanse politikus eerwaarde Jesse Jackson. Jackson is verlede maand in die ouderdom van 84 oorlede.
Die private diens sal deur die Jackson-familie, die Push Rainbow Koalisie en ander Amerikaanse hooggeplaastes bygewoon word. Tydens 'n gedenkdiens wat vroeër gehou is, het die voormalige VSA-president Barack Obama en die voormalige Amerikaanse visiepresident Kamala Harris huldeblyke gelewer. Die diens is ook deur die voormalige presidente Joe Biden en Bill Clinton bygewoon. Meer as 300 miljoen rand is in die Beck & Closier inentingsveld tog belê. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het vandag saam met die Gautengse LER vir Landbou en Landelike Ontwikkeling, Vuyiswa Mogopa, 'n inentingsbewusmakingsveldtog in Ekurhuleni gelei. Ten minste 10.000 Beck & Closier gevalle is sover landwyd aangemeld. Die departement van Landbou is gekritiseer oor die vertragings in die uitrol van die Beck & Closier inentings. Landbou en sakeorganisasies het intussen regstappe teen die departement ingestel wat wetgewing betwis wat boere verhoed om self-entstowwe deur die private sektor aan te koop. Steenhuisen sê hy is vol vertroue dat die regering die saak suksesvol sal kan verdedig. I've had to pull senior veterinary staff off the front line to answer a 569-page affidavit, which is not helpful. But anyway, it's their right to go to court. I'm confident we'll win, and that will clarify a few issues. Intussen het boere in Gauteng die inentingsprogram in die provinsie verwelkom. Die Landboudepartement sê meer as 400 miljoen rand is sover op entstowwe bestee. We're going to end up with probably a budget of around 1.8 to 2 billion rand to ensure that we get 28 million doses in. I want to stress that these vaccines are being provided free of charge to farmers. Die departement het ten doel om 80% van die nasionale kudde teen Desember in te ent. 'n 5de plaas in Mosselbaai in die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap het nou positief getoets vir Beck & Closier. Toetsuitslae van 5 ander plase in die streek is nog nie bekend nie. Gesondheidsowerhede sê hoewel die siekte 'n groot bron van kommer is hulle tevrede dat dit vereers binne die Mosselbaai gebied beperk is. Spanne het sedertdien kwarantynemaatreëls uitgebrei, terwyl plase in die omliggende gebied ondersoek word. So ons het begin Februarie toe was ons in kennis gestel van 'n moontlike geval van Beck & Closier in die Mosselbaai area. Ons het gegaan en ons het monsters geneem wat toe positief getoets het. Ons het die plaas geënt en gekwarantyn en van daar af het ons begin om ons inspeksies in die area te doen. Ons het toe gevind dat 'n plaas langsaan, 'n suiwelplaas langsaan as ook 'n suiwelplaas oor kan die pad was geaffekteer. 'n Grootskaalse inentingsveldtog in die geaffekteerde gebied is ook van stapel gestuur, met meer as 13.000 beeste reeds ingeënt. In daai area het ons nou al 114 plase besoek. Dit is omtrent 14.100 beeste wat al geondersoek is, en dan op daai plase het ons omtrent 22 gehad wat letsels in die monde gehad het, wat ons monsters van geneem het. 5 van daai in die einde was positief en 12 was negatief. So ons wag nog vir 5 resultate. Ons het tot dusver 74 plase geënt. Dit is omtrent 13.337 beeste wat in hierdie area dan geënt is tot dusver. Intussen sê rampbestuur, streng beheer oor die beweging van vee bly in plek. Ons het ook dan 4 bewegende voertuigbeheerpunte wat dan nou spesifiek kyk na voertuie en trokke en dis meer wat van die noorde en die ooste in ons distrik inkom. So ons probeer om te kyk dat daar kontrole is oor enigiets wat in die area inkom. Sover moet ek sê ons is gelukkig. Dit is beperk net tot die Mosselbaai area en dit lyk of ons pogings wat ons aanwend vrugte afwerp. Owerhede sê geen nuwe gevalle buite die Mosselbaai kwarantyngebied is tot dusver bevestig nie, en hulle glo die huidige beheermaatreëls help om die verspreiding te beperk. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap.
president Masoud Pezeshkian het aangekondig dat die land se tydelike leierskapsraad aanvalle op buurlande opgeskort het. Aanvalle sal egter hervat word sou 'n aanval vanaf een van die buurlande afgestuur word. Pezeshkian het op Iran se staatstelevisie verskoning gevra vir die buurlande wat aangeval is. Hy het ook vir streeksamewerking gevra om vrede en kalmte te bewerkstellig. Minstens 16 mense is dood en 35 gewond tydens Israel se oornag lugaanvalle op die oostelike Libanese dorp Nabichit. Libanon se ministerie van Gesondheid het dit as een van die dodelikste aanvalle beskryf. Die verwagting is dat die dodetal sal styg. Meer as 200 mense in Libanon is in Israel se teenaanvalle dood nadat Hezbollah Israel maandag met vuurpyle en hommeltuie aangeval het. Die kleinskaalse vissersgemeenskappe is oorstelp van vreugde omdat hulle weer in die tradisionele lynvissektor mag vang. Dit en ander nuus net hierna. Kleinskaalse vissers het die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, se besluit geloof om die appel te handhaaf dat die vissers in die tradisionele lynvissektor mag vang. Meer as 200 kleinskaalse vaartuie kan weens die besluit voortgaan met hul bedrywighede. Sommige het die besluit wat die kulturele identiteit en lewensbestaan van duisende kleinskaalse vissers beskerm as ongekend beskryf. Die appelle wat gehandhaaf word is vroeër deur kleinskaalse koöperasies in die tradisionele lynvis en Weskus kreef sektore ingedien. Van 297 standaardvaartuie wie se regte verlede jaar herroep is, kan weer see toe gaan. Dit hou verband met die tussentydse verligtingsbedeling in die totale toelaatbare poging vir kleinskaalse vissers in die tradisionele lynvissektor vir die 2026-27 visvangseisoen. Ek het die besluit geneem om al die appelle wat ek ontvang het in daardie verband te eerbiedig en goed te keur. So daardie 297 visvangboote se lisensies is teruggegee aan hierdie gemeenskap. Ek het ook as 'n tydelike maatreël dit toegelaat dat daar 'n vergunning gemaak word dat hulle van 1 Maart af onder 'n vergunningsklausule tot en met die einde van Maart kan visvang, sodat hierdie mense ook nou, soos wat hulle jaarliks doen, kan aansoek doen vir hierdie lisensies. Oukamp het ook die appelle gehandhaaf vir die toekenning van die totale toelaatbare vangs van Weskus kreef. Dit volg nadat permitte met verminderde kwotas verlede jaar in Desember verkeerdelik toegeken is. Oukamp het ook die Weskus kreeftrek-seisoen met 'n maand verleng. Daar is 800 ton in die totale toelaatbare vangs vir die jaar aangekondig. Wat nie 'n verlaging is nie, maar in baie van die sektore in sekere plekke is daar reuse verlagings gewees. En dit maak nie sin nie, dit was gebaseer op 'n fout en ek moes deur hierdie appelle daardie fout regstel wat ons onmiddellik gedoen het. Dit is vir my 'n groot voorreg om met 'n vissersgemeenskap te sit en te kan sien dat ons kan saamwerk. Om te kan sien dat ons dieselfde doel het. Maar al hierdie dinge wat ons besluit, moet geneem word met die inagneming van die langtermynbeskerming van ons natuurlike hulpbronne. Kleinskaalse vissers wat vir dekades al aan die kortste end trek oor kwotas, regte en beperkings, het die minister se besluit verwelkom. We've never seen this type of movement to protect our livelihoods, to protect our cultural identity, and to ensure that not only 297 vessels can fish, you multiply that by 10 crew on that vessel. So it's over 15,000 direct dependents and their families that would have been affected by this. Ons het ook appelleer op die buitekus area waar ons kreef in area 5 gevang het vir die afgelope 2 seisoene en dit is ook behou, die appelle daarop is ook behou. Ons is baie bly daaroor en ons voel baie beter en voel nie nou bevooroordeeld nie. Die departement sê hy bly daartoe verbind om saam met die kleinskaalse vissers te werk om hul voortbestaan te verseker. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad.
Inwoners in die westelike voorstede van Tebega, as ook klein sakepraktyke, sê hulle grondwetlike reg op skoon water word deur die Nelson Mandela Bay munisipaliteit geskend. Groot dele van die metro ervaar tans wateronderbrekings, lae druk en wisselvallige toevoer weens lae reservoirvlakke, verouderde infrastruktuur wat meegee en kragonderbrekings. Die situasie is veral kritiek in die westelike voorsieningssones met reservoirvlakke soos Chelsea, wat reeds vroeg in die jaar tot so laag as 1% gedaal het. Inwoners in gebiede van die Nelson Mandela Metro wat geraak word, is keelvol na byna 2 weke sonder water. Toe die metro tussen 2015 en 2023 deur droogte getref is noodmaatreëls soos die boor van boorgate om alternatiewe watervoorsiening te verseker getref. Maar die krane bly leegloop weens 'n gebrek aan reën. Dit raak nie net inwoners nie, maar ook sakepraktyke. Very bad, very bad. We're struggling, especially the toilets, because we're using public toilets with staff. Yesterday I had a running stomach. I had to stay at home because I can't come here because we use a public toilet and we have to share. There's no water for the toilet. 50% of all of that we can, for example, washing and, cooking. But other necessary stuff like, clothes and all that, we had to go to a laundryman or, maybe we have to go to our other residents in other places where, they're not affected with water. Yeah, it's affecting us so much that, we try our best to complain about it, but at the same time, we can't do anything. Die gebrek aan reën het die kwaliteit van die water in die damme beïnvloed. Die water is vuiler as wat dit normaalweg sou wees, wat lei tot die oormatige opbou van sluk in die behandelingsstelsel. Even if you had water, you couldn't pump it. So that's number one. And it was compounded by the fact when we discovered that the filters aren't producing the water like we wanted. And then at closer inspection we discovered excessive sludge. Die munisipaliteit het aangedui dat spanne die stelsel steeds monitor en onderneem om inwoners op hoogte te hou soos die werk vorder. And this morning we started to pump water back into the houses. Bloemendal was seated just 30 minutes ago at 10%. So they should be starting to receive the water by the end of the day today. And all other areas are going to be phased in because of the levels of water from this dam to all the areas. Watertanks is in die gebiede wat geraak word ontplooi en die munisipaliteit verwag dat watervoorsiening teen die einde van die week normaal sal wees. Die onlangse reënval het verligting gebring vir dele van die tuinroete in die Klein Karoo in die Wes-Kaap. Damvlakke het in sekere gebiede gestyg, maar daar is steeds kommer oor watervoorsiening in die Knysna omgewing. Swaar reën oor die tyd het gehelp om damvlakke reg oor die Gourits opvangsgebied te verhoog. In sommige gebiede het verbetering bykans oornag gebeur. Op 'n gemiddeld so 10% beter as wat hulle was 2 weke gelede. Nog nie waar ons was laas jaar die tyd nie, want laas jaar was ons op 'n gemiddeld van 74%. Nou is ons op 'n gemiddeld van 52, waar ons 42 was 2 weke gelede. So dit lyk beter. Sommige areas het ons heeltemal verbaas, soos byvoorbeeld Zwaar se dam, die Tierkloofdam het van 4% na 100% gegaan. So onmiddellik is hulle waterposisie aangespreek. Maar Knysna bly kwesbaar, aangesien die dorp nie groot opgaardamme het om rivierwater tydens reënval op te vang nie. Die Akkerkloofdam, Knysna se hoofopgaardam, is tans slegs 31% vol. Byna 36 miljoen rand is nou toegeken aan dringende projekte om watervoorsiening aan te vul. Knysna's infrastruktuur is op 'n kritieke stadium van verval en die provinsie sal die 154 omkeerplan bestuur. Ons is besig met gesprekvoering met nasionale regering om 'n gesamentlike span bymekaar te sit om die water, riool en vullis uitdagings te hoof te bied. Die verbruik van Knysna staan tans op 11,1 megaliters per dag en ons doen 'n beroep op die inwoners om water spaarsamig te gebruik. Die provinsiale en nasionale regerings help ook die munisipaliteit met bykomende ingenieurskapasiteit en oorsig, terwyl amptenare werk om langtermyn watersekerheid in die gebied te verseker. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap.
Die minerale wat Johannesburg en Kimberley gebou het en hul impak op die wêreld, geestelik, verstandelik en ekonomies. Dit is die tema van Valued Minerals, a Work in Progress deur Tsepo Bopape. Bopape het die Kimberley gebaseerde William Humphreys Art Gallery Artist in Residency gewen. Die program gee jong kunstenaars die geleentheid om kreatief te wees sonder finansiële bekommernisse. Tsepo Bopape se debuut museumuitstalling beeld die minerale uit wat tot die ontstaan van twee stede gelei het, sy geboorteplek Johannesburg en Kimberley. Kimberley was built on diamonds and Johannesburg was built on gold. So yeah, I just wanted to have a conversation around that and because my work very much deals with spirituality, myth and belief, and I wanted to bring that spiritual element and that practice into politics. There's a rich history into the work of art. It shows that art is very important in also archiving our stories and the stories we tell our own way. Sy kunswerke vereer die mans en vroue wat die minerale ontgin. Dit volg die pad van die edelmetale op die waardeketting. Die brutaliteit van kolonialisme sedert die ontdekking van goud en diamante, tot die gierigheid van kapitalisme. What's its cultural significance? What's its broader use in society? You know, so yeah, those are the type of things that I was grappling with. Die William Humphreys Kunsgalery se kunstenaar in verblyfprogram is weer in volle swang na sowat 'n dekade wat die program gestaak was. Een kunstenaar word elke jaar gekies en ruimte en blootstelling gegee om te groei. And hopefully some funders come through and fund this program because artists need space to create and tell their stories. Bopape se uitstalling duur tot volgende maand met al die werke wat te koop is. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Dit is dan al van ons kant af. Ons is môre aand terug om 6:30. Mooi aand, totsiens.